Het jy al ooit gewonder waarheen is hierdie wêreld op pad? Het jy al vrae gehad oor Bybelprofesie en jy kon net nie die antwoorde kry nie? Of het jy gewonder of God regtig bestaan? My naam is leraar Herman Sutherland en gaan nou hierdie en meer vrae antwoord in ons reeks Hoop verder as môre ontsluit Bybelprofesie. Gedurende ons tyd saam gaan ek Bybelse materiaal aan u voorhou, wat ek persoonlik insiggewend en ontzagwekkend gevind het, en wat my lewe verander het van streef na die wêreld na streef na die hemel. Jy mag dalk wonder, wat is die voordele van hierdie reeks vir jou? Hoekom maak dit saak? Die Bybelse inligting sal 'n doel gee vir jou lewe en jou laat verstaan hoekom is die wêreld in die kondisie wat dit is. Dit gee 'n tydlyn vanaf die wêreld begin het tot die wêreld gaan eindig. Dit openbaar Satan se misleidings wat mense weglei van God se waarheid af. Ons moet verstaan dat daar 'n groot stryd aan die gang is tussen God en Satan, want albei soek jou toegewyde aanbidding. In 'n wêreld vol onsekerheid, waar kan ons heen gaan om antwoorde te kry? God se seun, Jesus Christus, in die heilige skrifte openbaar vir ons wat ons moet weet. Die Bybelonderwerpe bou elkeen op die ander en elkeen openbaar vir ons meer en meer wie Jesus werklik is en wat hy leer sodat ons in sy voetstappe kan volg. Teen die einde van die reeks sal jy weet deur middel van jou Bybel antwoorde vir vrae soos: wat is die koneksie tussen Daniël en Openbaring? Wat beteken die diere van Openbaring 13? Wat is die merk van die dier? Wie is die anti-kris? Hoe beskryf die Bybel die seël van die lewende God? Ons sal leer wat Babylon voorstel en seker maak dat jy nie deel daarvan is nie. Wat sê die Bybel gebeur met jou as jy sterf? Wat gebeur gedurende die millennium? Het God 'n plan vir die toekoms? Hoe beskryf die Bybel die wederkoms van Jesus? Vandag gaan ons kyk of die Bybel betroubaar is of nie. Is dit waarheid of fabel? Kom ons laat die Bybel vir homself praat. Ons lese juis in hierdie reeks gaan wees, as dit saamstem met die Bybel, is dit vir my. As dit nie saamstem met die Bybel nie, is dit nie vir my nie. Daarom is ons titel vandag Hoop in die betroubaarheid van die Bybel. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons na U toe kan kom vir waarheid. Spreek met ons deur die woord, wys vir ons of die Bybel waarheid of fabel is. Wys vir ons of ons die Bybel regtig kan vertrou, is ons gebed, in Jesus naam, amen. Die beste plek om te begin is by geloof. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. Hier kom 3 belangrike punte uit. Geloof is nodig om God te behaag. Die tweede punt is, ons kan net na God toe kom as ons glo dat hy werklik bestaan. Die derde punt is, God beloon die wat hom soek. Kom ons begin by die eerste punt, geloof is nodig. Habakuk 2 vers 4 brei hierop uit en hy sê, maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Maar wat is geloof is die vraag. Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, dat die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit praat verder van Abraham se geloof in Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Kom ons kyk na die geloof van Moses. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een
wat die onsienlike sien. Praat dit nie dieselfde taal as in die begin toe dit gesê het, geloof is die hoop op dit wat ons nie sien nie. Dit is presies wat hier plaasgevind het in Abraham en in Moses se geloof. Paulus skryf oor geloof so in Efesiërs 2 vers 8, want uit die genade is julle gered, deur die geloof, dit is nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Die Literaanse tradisie sê, vir die Literaanse tradisie, die lering oor verlossing uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen, is die materiële beginsel waarop alle ander leringe rus. Martin Luther het tot die verstaaning gekom dat regverdiging berus ten volle op die werk van God. Geloof is dit wat die Heilige Gees bring deur die meriete van Christus. Martin Luther het self gesê, ons is gered deur geloof alleen, maar geloof wat red is nooit alleen nie. Hy het dit juis gesê, omdat as jy geloof het, sal jou geloof uitvloei in goeie dade. Ons tweede punt wat daar uitgekom het is, glo God bestaan. Hebreërs 11 vers 6 sê, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Kan jy tot God bid as jy nie glo hy bestaan nie? Hoe kan jy God enige iets vra as jy nie glo dat hy werklik bestaan nie? Jy weet, die grootste probleem in die wêreld is ongeloof. Sonde word gepleeg in die oomblik van ongeloof. Want as jy byvoorbeeld iets wil neem wat nie jou eie is nie, moet jy glo dat niemand jou sien nie. Dus in daardie oomblik het jy nie geglo dat God werklik bestaan nie, en want jy het geglo selfs nie hy kan jou sien nie, en daarom het jy gesteel. Die vraag is, hoe kry ons geloof? Hoe kan ons geloof verkry? Hebreërs 11 vers 6 sê, ons moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Waar moet ons gaan soek, is die vraag. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So waar moet ons gaan soek? Ons moet in die Bybel gaan soek. Deur die Bybel te studeer, sal ons geloof vind. Jy sien, die studie van die Bybel, 'n oppervlakkige studie van die skrifte, sal 'n oppervlakkige verstaaning daarvan teweegbring. Die Bybel is nie 'n eentonige uniformiteit nie, maar dit is eerder bevat dit 'n ryk kleurvolle diversiteit van harmonieuse getuienisse van rare en duidelike skoonheid. Hoe moet ons dan die Bybel studeer? Waar moet ons begin is die vraag, hoe studeer ons die Bybel? Jesaja 28:10 sê vir ons, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie. Dit wil sê, as ons die Bybel ondersoek en ons ondersoek 'n sekere tema in die Bybel, moet ons nie net op een plek gaan en ons hele geloof daarop bou nie, maar ons moet gaan kyk wat sê die hele Bybel daaroor, as ons wil weet wat dit eintlik vir ons wil sê. Kan ons die Bybel vertrou, is die vraag. Wat sê die Bybel oor homself? Terwyl julle veral dit moet weet, skryf Petrus, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heiliges mense van God gespreek. So wat sê die Bybel oor homself? Die Bybel sê dat die Heilige Gees die skrifte ingegee het. Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot wat? Tot leerstelling, tot weerlegging, tot teregwysing, tot die onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Hoeveel van die skrif is ingegee deur God? Die hele skrif. Die hele Bybel, sê Paulus aan Timoteus, is betroubaar om jou lering daarop te bou.
betroubaar om weerlegging te doen, betroubaar om mense reg te wys, betroubaar vir onderwys in die geregtigheid. En daar's 'n doel daar agter om die mens van God ten volle toe te rus. Psalm 119 vers 105 staan daar: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Spreuke 30 vers 5 sê: elke woord van God is gelouter, hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Wat het Jesus gesê aangaande die Bybel? In Johannes 17:17, in daai gebed van Jesus vir my en vir jou, het hy gebid en gesê: heilig hulle in u waarheid, u woord is waarheid. Jesus het dus bevestig dat die Bybel betroubaar is, dat God se woord waarheid is. So dus as ons ware antwoorde wil soek vir hierdie lewe, is die Bybel die plek om heen te gaan. In Lukas 24, daarso waar Jesus saam met die 2 disippels wat op pad was na Emmaus toe geloop het, en hy gehoor het hoe teleurgesteld hulle was, dat Jesus, die ene wat die Messias moes wees, gesterf het op die kruis. Sê Jesus vir hulle: o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. So Jesus sê vir hulle: as julle tog net geluister het wat daar gestaan het in die geskrifte, sou julle geweet het dat Jesus moes hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan. Daarom staan daar: o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelei in al die skrifte die dinge wat op hom van toepassing het. Jesus het die Bybel vertrou. Jesus het vir ons gewys dat die Bybel regtig betroubaar is. Hy het hulle gevat na Moses toe, na die profete en na al die geskrifte toe en alles gewys wat op betrekking van hom het. Matteus 4, 3-4 sê Jesus: en die versoeker het na hom gekom en gesê: as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hoe antwoord Jesus die versoeker hierso? Hy antwoord en sê: daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Jesus het selfs met versoekings die skrifte gebruik. Jesus het definitief gewys dat die skrifte betroubaar is. Wat het die apostels gesê oor hulle eie geskrifte? 1 Tessalonisense 2 vers 13 sê: daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Waarop moet ons geloof dan gebaseer word, is 'n belangrike vraag om te vra. Jesaja 8 vers 20 sê: tot die wet en tot die getuienis, as julle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen daag geraad het nie. Waarop moet ons geloof dan plaas? Op die Bybel. Ons geloof moet op die geskrifte gebaseer wees. Dis wat Jesaja vir ons sê. Maar wat kan die Bybel dan vir ons doen? As die Bybel so betroubaar is, wat kan dit vir ons doen? Eerstens, dit verander lewens. Hebreërs 4 vers 12 sê: want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en dit is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dis wat dit eintlik vir ons sê is: as jy die woord studeer, sal jy verander. Dit verander lewens. Tweedens, dit hou ons wandel suiwer. Psalm 119 vers 9 sê: waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. So deur die Bybel te studeer, sal dit ook help om ons lewens en ons wandel suiwer te hou.
En dit sal ons ook bewaar teen sonde. Psalm 119:11 sê, en ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sondig nie. So as ek en jy vandag die woord in ons hart bære, sal dit ons kan bewaar teen sonde ook. Kom ons gaan 'n bietjie na argeologie toe. Die Dooiesee boekrolle is tussen 1946 en 1956 in 'n reeks van 12 grotte rondom die terrein van die oorspronklik bekend was as die Einfeshka grotte naby die Dooiesee in die Wesoewer tussen 1946 en 1956 deur Bedouïne herders en 'n span argeoloë ontdek. Die boekrolle is meer as 2000 jaar oud. Een van die boekrolle was die kompleet boek van Jesaja gewees. En toe hulle hom met die hedendaagse, dis nou in 1947 se Bybel vergelyk, was hy woord vir woord dieselfde en akkuraat oorvertaal, wat vir ons vertel dat God se hand in die vertaling van die Bybels is. En dat as ons die Bybel lees, ons nog steeds die geloofspunte daarin sal vind om ons te help om 'n verhouding met Jesus aan te knoop. Nog 'n interessante historiese feit is die ontdekking van die Gutenberg-drukker. In Duitsland omstreeks 1440 het 'n goudsmid met die naam van Johannes Gutenberg die roerende drukpers uitgevind, wat die drukrevolusie begin het. Geskwee op die ontwerp van 'n bestaande skroefperse kon 'n enkele Renaissance verskuifbare tipe drukpers tot 3600 bladsye per werksdag produseer, vergeleke met die 40 deur met 'n hand te druk en 'n paar deur met die hand te kopieer. Gutenberg se nuut ontwerpte handvorm het die presisie en die vinnige skepping van roerende metaaltipes in groot hoeveelhede moontlik gemaak. Sy twee uitvindings, die handvorm en die roerende drukpers, het saam die koste van druk van boeke en ander dokumente in Europa drasties verlaag. Die Gutenberg Bybel was die eerste groot en vroegste groot boek wat gedruk was met die hulp van die massavervaardigde roerende metaaltipes in Europa. Dit was die begin van die Gutenberg-revolusie en die era van gedrukte boeke in die Weste. Interessant hoe God hierdie kennis aan die mense gegee het om hierdie drukpers te skep, en die eerste groot boek wat daarop gedruk is die Bybel. Dink net daaraan, 66 boeke, 39 Ou Testamentiese boeke, 27 Nuwe Testamentiese boeke. Alhoewel meer as 40 skrywers van verskillende agtergronde die Bybel gedurende 'n tydperk van 1600 jaar geskryf het, het dit eenheid op alle geloofspunte, wat bewys lewer van 'n goddelike verstand wat die gedagtes van elke menslike skrywer gelei het. Die Bybel proklameer in meer as 3000 plekke dat dit die woord van God is. Honderde spesifieke profesieë is tot op die letter vervul. Miljoene getuig van die lewe veranderende krag van die Bybel. Die Bybel is aantreklik vir jonk en oud, geleerd en ongeleerd. Die Bybel is die wêreld se beste verkoper. So die vraag is, glo jy dat die Bybel die woord van God is? Glo jy dat die Bybel betroubaar is om jou geloof op te baseer? As jy in hierdie oomblik wil sê, ek glo dat God se woord betroubaar is en goed is om my lewe te lei, wil ek saam met u bid. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons bid dat u ons sal lei deur die woord. Help ons om getrou u woord te studeer. Help ons, Heer, dat hierdie woord ons lewens sal transformeer. Help ons soos ons hierdie woord lees, dat dit ons sal bewaar teen sonde. Help ons, Heer, dat hierdie woord deur middel van die Heilige Gees ons sal lei om 'n verhouding met Jesus aan te knoop, sodat ons 'n ewigheid saam met hom kan spandeer. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.